Josh, your ex-girlfriend and the mother of your children is sentenced to life in prison. Tell me what happened to you in your head and your heart when you heard the judge say life. Dit het my ongelukkig hartseer gemaak en die feit is dat sy nog niks verklaar het teenoor wat gevra is nie. En die grootste ding is mos nou dat ek wil graag as vader sou ek wou geweet het waar my kind is in die wêreld. And talk to me about how this entire case has made you feel emotionally. How are you? And also just physically. Dit het my seer gemaak, maar ek kan nie sê ek is ongelukkig nie, want dit wat sy gevoel het om te doen, het sy mos nou voorgevra vir die klomp jare tronkstraf wat sy gaan sit in die tronk. Have you prepared your other daughter? Have you prepared her about what happened today and what's going to happen? Does she know that she's not going to see her mother for a very long time? Nee, ek het mos nou nog nie met haar gepraat oor die saak van haar suster nie. Omdat ek as vader voel mos nou, sy is nog te jonk en te klein. Does she ask about Jocelyn? Dit is wat sy elke dag van elke jaar vra. En dan moet ek my kind sê, ek weet nie waar jou suster is nie en Does she, by wie sy bly nie. okay, but does she understand that? Sy verstaan dit. Okay. Ek voel nog baie ongemaklik want ek weet nie waar in die wêreld my kind is nie. En by wie sy huisves is nie. Ek voel nog baie aan my dat my kind 'n lewendige persoon is. Wat nog baie jonk is en wat nog moet groei. En eendag maar dit moet as haar eie groot mens opstaan en vir haarself begin sorg. Josh, how do you move on with your life knowing that your child is out there? Dit is vir my baie ongemaklik. Want die feit is net dat ek my jongste meisiekind onder my arms het. Maar ek weet mos nou nie waar Jocelyn is nie. En dit laat rusie vir my genoeg. Are you at least happy with the sentence? Do you think that they deserved more? Is there also something that you would have wanted Kelly to say? Soos wat ek vanoggend met jou gepraat het ek mos gesê, ek voel ook maar net om die waarheid te weet. En hoekom en waarom sy dit gedoen het. Ek is met Jocelyn se vader. So ek het nie my kind weggesoek nie. Ek was maar vir 'n maand 2 terug in die Noord-Kaap en my grootste vraag is nou net hoekom en waarom
Het sê verwag dat ek my rug moet trek om my kind te vat en nie mens aan te dryf. What would your message to Kelly be? Die boodskap aan Kelly sal net wees. Ek voel dat ek wil maar net uit haar mond uit wil ek die waarheid weet. Talk to me about the phone call that you received from Kelly. Tasha het my op 'n aand gebel. Op daai was 'n Vrydag aand. En nog iets. Jocelyn se Piet me. Het my gebel. Het my te vra of Kelly kan met Rachel praat die volgende dag wat Saterdag is. Of sy Rachel kan bel. Ek het haar net gesê, Natasha, dat gaan ek nie toelaat nie. Want voor ek nie hy ongelukkigheid van my weet nie, of my kind voor my kan sien nie, of net haar stem te hoor nie, gaan ek het nie toelaat dat Kelly na by Rachel gaan kom nie. Want sy gaan 'n groot probleem aan wees. En sy gaan 'n gevaar wees vir my kind. Would you agree with what emerged from court, that Kelly is manipulative and that she was the mastermind behind this whole kidnapping case? Natuurlijk is sy manipulerend en dat sy dit beplan het om die menshandel te dryf met my kind. Okay, Josh, before we left court, or just after the sentencing, the lawyers, all three of them, they said that they were going to appeal. Do you think that's fair to your daughter and also to the heartache that you all felt? Ek voel dit gaan nie regverdig wees teenoor my kindie. Want hoekom moet hulle nou gaan na die appeal-kommissie? Okay.
baie mooi. 1, 2, 3, 4, 5. As jy die tyd vir my ou was. Nou, toe sal ek mos besluit maar dis staan man. Ek het my kamer. Alles gaan. Ek weet, hy kan nie rookie want ek het die top afgehaal en alles op my.